Hartlike goeiemôre vir een en almal. Ons is daarom weer 'n bietjie meer vanoggend as laas keer. Is vir ons 'n absolute voorreg om hier te wees en ons nooi dan elkeen vanoggend uit. Pilstraat, Endicott, Eklesia Woordskool. Elke Sondag 10:00. Kom join ons, kom geniet dit saam met ons. Kom ons ervaar die Here soos wat hy graag wil hê ons moet met hom interaksie hê. Voor ek my boodskap gaan bring, gaan ek eers vir ons almal bid. Aba Vader, groot en genadig is U, Here. Vader, dankie dat ons in ons harte weet dat U op die troon sit en dat U in beheer is. Here, dankie dat daar niks is wat U verras nie, maar dat U alles ken tot op die einde toe. Dankie dat U ons ook elkeen by ons naam ken. En Vader, dat U 'n plan vir ons lewens het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, vanoggend preek ek vir myself en vir my boetie, Pastor Michael. Ek hou daarvan as die Here in my lewe ook werk en my inspireer deur die dinge wat hy doen en die dinge wat hy toelaat. Want daardeur weet ons dat ons in sy hand is, dat ons vir hom leef. Tema van my boodskap vanoggend is, as die Here dit toelaat om jou op die proef te stel. Nou, ek gaan Engels en Afrikaans praat, julle moet nou maar net verdraagsaam wees. Gelukkig my oudste seun, tweede oudste seun, hy verstaan Engels baie goed. So, Marlo, jy moet maar vir ons translate, as ons nie almal verstaan nie. Ek het 'n Engelse term hierso, hy sê instrument calibration, instrument kalibrasie. Nou die verduideliking wat ek gekry het van instrument kalibrasie is die volgende: the process of ensuring a measurement instrument provides accurate and reliable readings by comparing its output by a known standard. Hoor mooi wat sê hy. 'n measuring instrument word getoets aan sy output. Is dit op 'n standaard of is dit af? Nou die voorbeeld wat ek gaan gebruik vanoggend is om te sê dat as ek dokter toe gaan en ek voel nie hier te wel nie en hierdie dokter meen dat ek dalk 'n bloeddrukprobleem het, wat gebruik hy? Bloeddrukmeter, is ek reg? Nou stel jou voor dat hierdie bloeddrukmeter uit is of nie akkuraat is nie. En hy sê dat my bloeddruk hoog is. En die dokter besluit om vir my bloeddrukmedikasie te gee. En daai medikasie kan my dood veroorsaak, is dit nie so nie? So, instrumente word gekalibreer na tyd tot tyd om seker te maak dat dit 'n standaard output gee. So 'n paar jaar terug, 2023, het 'n stilstaande trein, of 'n trein met 'n stilstaande trein gebots as gevolg van 'n signaal wat nie akkuraat was nie. Hy het verkeerde inligting gegee, hy het die spore verander, en in Indië het hierdie trein met 'n ander trein gebots en was 'n massiewe storie, klomp lewens verloor as gevolg van hierdie instrument wat nie die regte lesings gegee het nie. Nou vra ek vanoggend die vraag: as jy 'n kind van die Here is, as jy 'n kind van die Here is, wat is jou doel? Wat is jou doel? Nou, hierdie het die wandjie my mee gehelp. Ek het dit nou net so hierso geskryf, die van POV. Wat staan dit voor? Point of view. Nou, hier's waar die probleme kom, Pastor Michael, is wanneer ons point of view verskillend is as die point of view van God. Nou, sê ek hierso, wat is die kinders van God se doel? En dan sê ek die point of view van ons as kinders van God, ons sê die volgende, en ek hoor hierdie goeters, jy kan maar net op TikTok gaan kyk, die mense praat hiervan, hulle wys dit so, hulle promoveer dit so, Pastor Michael, om te sê, God sorg vir my, en ek is in sy guns. Dis nie alleen nie, maar ek wil hê jy moet baie versigtig wees met hierdie ding om te sê, God sorg vir my, ek is in sy guns. Dit is 'n feit, God sorg vir ons. En ons het sy guns, maar wees versigtig. Die volgende ene is, God veg vir my, ek gaan net terugsit en kyk. Waar, my liewe vriende, kry julle dit? Ek gaan terugsit. Jericho se mure het geval, as gevolg van die gesag en krag van my God. Maar hoekom het dit geval? Israel moes nog steeds opstaan en uitgaan om te gaan doen wat hulle moes gaan doen het. Dit het nie net geval nie.
Die ander ene is, God sal agter my aanloop. Ek kan maar net gaan waar ek gaan en God sal agter my aanloop. Dan sê ek hieronder van God se perspektief af. Wat sê God? God sê, ek is die skepper en jy is die skepsel. En Tina, dis waar die probleem partykeer kom. Ons dink dat hierdie God ons moet gehoorsaam wees. Dat wanneer ons bid, wanneer ons mond oopmaak om te bid, wanneer ons bid, dan beveel ons God. Ons vra nie meer vir God nie, ons beveel hom, ons gee hom instruksies. God is die skepper. Yahweh is die skepper, Elohim is die skepper. Hy het ons gemaak na sy beeld, om wat te doen? Om sy gesandte op aarde te wees, om sy verteenwoordiger op die aarde te wees. Nie om hom te giet te gebied nie, nie om vir hom te sê wat hy moet doen nie. Maak nie saak wat op die aarde gebeur nie, my God bly in beheer. En my God maak die uitlating om te sê, julle moet bekeer en my volg. So hier is waar ons punte mis, ons doel op aarde mis. En ek gaan nou volgende vir jou 'n paar voorbeelde gee van God se manne wat in die Bybel voorkom, wat in God se hand geleef het. Maar hulle was op die proef gestel gewees. Elkeen van hulle. Kom ons begin. Job. Job word op die proef gestel. Wat het met hom gebeur? In 'n dag se tyd het hy alles verloor wat vir hom dierbaar was. En so ook amper sy lewe. Dat sy vrou na hom toe kom en sê, weet jy wat is beter, vloek God en sterf. 'n Man van God, 'n geseënde, 'n gesalfde van God. Maar God laat dit toe om hom op die proef te stel. Dan wonder ons, en ek gaan julle op die kanaal ook nou vertel, so 'n bietjie wat gebeur het met ons. Ons is die laaste paar dae, as ek en pastoor Michael op die proef gestel. Hier was ingebreek gewees, diergoedes is weggedra, en weet wat gebeur met ons as mense? Ons twyfel of God in beheer is. Ons raak angstig, ons raak opgewonde, ons word kwaad. En dit is natuurlik, dit is menslik om dit te doen. Maar ek wil vir jou hierdie voorbeelde gee, sodat ons kan sien, hierdie is in God se plan. Hierdie is deel van God se werk. Môre tannie Letitia. Hierdie is deel van God se plan. Ons kan maar net sê wat ons wil. Die volgende een is Moses. Moses, nadat hy 'n volk wat wederstrewig is, 'n volk wat stry en beklei, hierdie volk lei hy en op 'n stadium, pastoor Michael, maak hy 'n fout. En in plaas om vir die rots te sê, gee water, slaan hy die rots. Wat gebeur daarna? Die van Moses was nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie. En nog steeds, pastoor Michael, lei hy die volk getrou. Tot op die dag toe hulle by die Jordaanrivier kom waar hy moes agterbly. Is ek en jy op daardie vlak waar ons sê, Here, dankie dat U ons op die proef stel? Daniel, hier is die mooiste storie. Ek wil vir julle vertel dat nadat daar vir hom 'n dreigement gegee was, dat sou jy weer gaan bid in jou kamer, gaan jy gearresteer word. Jy gaan in die leeukuil gegooi word. Wat doen hy? 3 keer 'n dag gaan hy om te gaan bid. En nie met agter 'n toedeur, met toegordyne nie. Hy maak dit ook sodat almal kan sien. Hy aanbid nog steeds Jahweh. Hy aanbid nog steeds sy God. Waarna toe lei dit? Daniel gaan na die leeukuil toe. Ek wonder wat het Daniel in sy binneste gesê? Here, hoe laat U hierdie ding toe oor my? Here, ek is dan U diensknegt. Sebastian, die uitkoms van Daniel se gehoorsaamheid is dat die leeu's nie eens aan hom geproe het nie. Vir die volgende 3 wat ek gaan noem, het dit egter 'n bietjie sleg uitgedraai. En ek is bevrees dat dit vir manne van God op hierdie stadium so gaan. En ons gaan nou moet vashou aan die Here. Die eerste ene, Stefanus. Stefanus bely dat Jesus God is. Dit veroorsaak dat hy doodgegooi word met klippe. Maar hy hou vas. Op 'n stadium in die Bybel skryf hulle, pastoor Michael, dat hy het sy gesig het soos 'n engel begin lyk. Omdat die salwing van die Here op hom gerus het. Maak nie saak wat volgende gaan gebeur nie. Hy het aan die Here vasgehou tot op die einde toe. Volgende man, een van die ouens wat daar gestaan het terwyl Stefanus gestenig was. Paulus.
Paulus kom tot bekering. 'n Man van God, 2/3 van die Nuwe Testament word deur Paulus geskryf. Onder inspirasie van die Heilige Gees skryf hy hierdie wonderlike dinge. Wat het dit vir hom veroorsaak? Nadat hy die valse gode bestraf, word hy gearresteer. En waarheen toe? Rome toe. Rome, sy dood. Dit het sy dood veroorsaak. Nou hier is die man wat ek nou laaste noem, met 'n rede. Ek het gisterand so gehuil toe ek hierdie ou se storie gelees het. Petrus dien die Here. Sy uiteinde is, hulle kruisig hom. Natasha toe hulle hom kruisig, toe sê hy, ek is nie waardig om soos my Jesus gekruisig te word nie. En hulle kruisig vir hom onderste bo. As die Here besluit om jou op die proef te stel, is daar niks wat jy aan kan doen nie. Die enigste ding wat jy miskien kan doen, is om te besluit, Here, ek verlaat U. Ek ontken U. En dan wil ek vir jou sê, dan is jy in die duiwels hand, want hy weet, dan is jy syne. Maar as jy in jou hart bly om te weet, my God is my God, ek verstaan nie hierdie omstandighede nie. En jy hou vas met jou hele gees en siel, en die Here stel jou op die proef, sal hy jou ook aan die ander kant uitbring. Want ek gaan nou vir jou sê, ons as kinders van God, se doel is om 'n akkurate instrument in sy hand te wees. Wat moet ons doen, Diwan? Ons as kinders van God, moet altyd na God toe kan wys. Ons moet altyd sy salwing dra, ons moet altyd sy gees ten toon kan stel. As mense met jou praat, moet hulle kan voel, daar's iets anders aan hierdie mens. Hy's nie soos die wêreld nie. Hoeveel kinders van God dra nog die salwing van die Here? Weinig. Want ons het hierdie populêre Christendom deel geword van, die Here sal net gee vir my. Dit sal net met my goed gaan. Ek sal net guns hê, oralste waar ek gaan. Maar hulle vergeet dat God se manne, soos ek nou vir jou gelees het, dis net 'n paar, word op die proef gestel. Hoekom, Here, stel U ons op die proef? Wat is die rede, Natasha, dat die Here my op die proef stel? Wat, is dit iets wat hy nie van my ken nie? En ek wil vir jou sê, nee, dis nie die waarheid nie. God ken my opstaan en my gaan lê. Hy ken my gedagtes. Hy weet waaroor ek benoud raak. Hy weet wat ek vrees. My God ken alles van my. Vir jou, of jy nou kind van God is of nie, jy is gemaak in sy beeld, hy ken vir jou. Nog voordat jy gebore was, Diwan, het God geweet wie jy is. So kan ek sê, Jaintjie, Vanessa, die Here het vir julle geken nog voordat julle gebore was. François, die Here het jou geken en het jou by die naam geroep nog voor jy gebore was. Het hy geweet al hierdie dinge gaan oor my lewe kom? Ek wil vir julle sê, 'n paar jaar terug kon ek nie eens 'n botteltjie soos hierdie optel nie. Ek was verlam gewees van hier af onder toe. So kort getuietjie sommer net hier inwerk. COVID het veroorsaak dat ek vir 2 maande in 'n koma was. Ekskuus, Natasha wys vir my 3 maande. Ekskuus, ek kan nie eens onthou nie. 3 maande in 'n koma. Amper 'n maand moes spandeer om weer te leer loop, om my hande te gebruik. Hier is ek vandag. Het die Here dit geweet, Tina? Jesus, hy het. Maar hy het geweet, hy sal my op die proef stel. Dit is net om myself te wys. En ek gaan nou vir julle verduidelik, hoekom stel die Here ons op die proef. Net soos enige goeie instrument, moet hy herkalibreer word, om seker te maak, dat hy akkuraat is. Nou die eerste ene is, loop ek my tong, herkalibrering. Waar staan jy? In Johannes 21, 15 tot 17, gebeur hierdie ding met Petrus, en dis Tina waar ek gisterand gehuil het, soos 'n ou babatjie terwyl ek besig was om voor te berei. Petrus dan die Letitia wat gesê het, ek is nie deel van hom nie. Hy het die Here 3 keer ontken, nadat die Here hom gewaarsku het, jy gaan dit doen. Kom die Here en hy's besig om 'n ete voor te berei vir hulle, en hy's besig om met Petrus te praat, en hy vra vir Petrus 3 keer hierdie vraag, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Laat my skape wei. 3 keer.
Petrus raak na 'n tyd bewoe en ek kan verstaan, want jy moet weet, hierdie ding in sy gedagtes dat net gister, Here, het ek U ontken. Het ek U verloon. Nou vra U vir my liefhet. Dis amper asof die Here twyfel dat ek hom liefhet. Al wat die Here hier gedoen het, Pastoor Michael, is om weer vir Petrus in lyn te bring met sy doel. Maar alles wat met Petrus gebeur het, net om hom weer in lyn te bring. Om seker te maak dat hy weet waarvan hy praat. Akkuraatheid, enige instrument, maak nie saak wat dit is nie. Hy moet kan akkuraat wees. As ek Celsius moet meet, moet hy kan Celsius meet perfek. As ek 'n bloeddruk moet kan meet, moet die masjien kan regwerk. Akkuraatheid. Pastoor Michael, hier sal ek graag 2 dae wil al een preek oor hierdie ding, want akkuraatheid ontbreek in kerke vandag. Want hoekom? Natasha, mense staan op en sê, so sê die Here, dan het die Here nog nie 'n woord gesê nie. Dat hy nog nie eens iets gesê nie. Daar's baie mense wat opstaan. En so by the way, Tannie Ronel, as jy kyk, baie dankie vir die profesie wat jy uitgespreek het teenoor my en Natasha. Ons waardeer dit. Ek gaan nou nie vanoggend hulle vir jou speel nie. So rukkie terug het Natasha Tannie Ronel se hare gedoen. Nee, Michael, miskien nog nie Tannie nie. Sy's nog 'n bietjie te jonk vir dit. Het Natasha Tannie Ronel se hare gedoen en te midde van ons gesprek het Tannie Ronel afgehaak en gesê, ek net vir julle sê, die Here sê, ek gaan julle optel en uitskuif uit Nigel uit. Raai jy waarheen trek ons? Ai, die Here is so getrou. En Vrydag, terwyl ek besig is om te sukkel met SARS, om my goeders uitgesorteer te kry, praat ek en sy en ek vertel haar dat ons trek Indico toe. En terwyl ons besig is om te praat, Pastoor Michael kom die volgende uit. Sy sê, moet nooit klein beginne onderskat nie. Ons begin klein. Moet dit nooit onderskat nie. Here, dankie dat U vir my en my huisgesin, vir Pastoor Michael en sy huisgesin op die proef stel, want beteken dit dat hy ons in lyn weer bring om akkuraat te wees vir hom. Sodat wat ons hiermee besig is in sy wil. Deuteronomium 18 vers 20 kom die Here en hy praat juis met profete en hy sê, moenie iets sê as die Here dit nie vir jou gesê het nie. Bly eerder net stil. Jy hoef nie nou goeders te hê nie, ek is byna klaar. Getrouheid is die laaste ene. So hierso, hoekom stel die Here ons op die proef? Hy herkalibreer ons, hy bring ons weer in akkuraatheid in en hy maak seker dat ons getrou is. Wat beteken getrouheid? As ek hierdie woord lees, dan sê dit vir my een ding, dat die Here is 'n konstante God. Hy sê nie gister het dit en dan môre kom hy Michael en dan verander hy dit na dit toe nie. Die Here het nog altyd gesê dat hy ons Vader is. Hy het nog altyd gesê hy is die enigste God en dat daar naas hom geen ander God is nie. Kan julle sien waar kerke vandag sit? Kan jy sien waarmee kerke besig is? Die flirting wat hulle doen met valsheid, met bose geeste. En ek val nie kerke aan nie, luister mooi. Ek het gesê hierdie preekstoel is nie 'n plek waar ons aanval nie, maar een of ander tyd moet ons terugkom na die waaragtige God toe en hom erken as die enigste en almagtige God, dat hy ons skepper is, dat hy ons verlosser is. Hoe het hy dit gedoen, Tannie Letitia? Hy het vlees geword en onder ons kom woon. Hierdie onsienlike God het sy godheid aan 'n kapstok in die hemel gehang om ons te kom deel, om deel te wees van ons hier op aarde, om ons seer kry, om ons versoekinge en al die dinge te kan ervaar, net soos wat ek en jy dit ervaar. Die Bybel sê, Tannie Letitia, dat hy nie gesondig het nie. Hy het alles deurgegaan, net soos ek en jy, maar hy het nie gesondig nie. Kan ek en jy so getrou bly? Is dit moontlik dat as wanneer dinge verkeerd gaan, dat ek twyfel of my God leef, of dat my God my raak sien? Ek preek vir myself, preek vir niemand anders nie. Want ek moes myself weer toelaat, Here, dankie dat U my herkalibreer. Hy woord gaan my nou pla die hele dag. En dankie Here dat U seker maak, ek bly akkuraat.
En nou is die vraag wat oorbly vir my, Here, sal ek getrou bly aan wat ek doen? Consistency. Om vandag te begin op 'n Sondag en te sê, hier is die woord van die Here, om dit volgende week weer te doen, en die week daarna weer te doen, en die week daarna weer te doen, tot en met Koning Jesus kom. Nie om lede hier in die kerk te kry en die kerk vol te maak, nee, om die evangelie van Jesus Christus uit te vat na die ganse mensdom toe. En dit onvervalst. Nie ietsie bygevoeg nie. Ek het laas jaar of die vorige keer, miskien moet ek dit nie nou doen nie, want ek moet dit nou spaar vir 'n volgende keer. Dan gaan ek 'n praktiese voorbeeld gebruik van hoeveel is dit nodig om iets vals te maak. Hoeveel is dit nodig om uit die woord van God uit weg te laat? Pastor Michael, ek en jy wat nou al geleer het en nog steeds geleer word, wat nog steeds ons knie voor ons God moet buig om te sê, Here, leer my. Here, ek is rou am undone. Help vir my. Ons weet dat hierdie woord konstant verander. Nie die woord self nie, Tina, die mense, die mense wat vir die bose werk, haal kort hier iets uit. Wie waarvoor? Want die Here het dit geprofeteer baie jare terug. Dat hulle dinge sal uithaal. Hoekom? Want hulle wil nie, die bose wil nie hê dat ons Messias moet ken nie. Hulle wil nie hê dat ons Jesus moet ken nie. Hulle wil nie hê dat ons die Gees deelagtig moet raak nie. Hulle wil nie hê nie, Pastor Michael, dat ons gedoop moet word nie. Hulle wil nie hê dat ons 'n lewe van oorwinning moet leef nie. Hulle wil nie hê dat ons in die hand van God leef nie. Hulle wil hê ons moet maar net leef en dink alles is alright. En dis wat met kerke gebeur vandag. Mense dink alles is alright. Ek wil vir jou sê, as jy 1 keer 'n week niks van jou God hoor nie, then there is a problem. As ek vir 'n dag lank nie Natasha se voice notes hoor nie, Tina, dan begin ek dink sy is dalk kwaad vir my. Daar het ietsiekie dalk verkeerd gebeur. Dan begin jy wonder. Jy moet begin wonder. As jy nie meer 'n begeerte het om hierdie woord te lees nie. As jy nie meer die lus het om die woord van die Here te lees nie, en as jy in jou bidkamer ingaan, of in jou plekkie waar jy gaan bid, as jy daar ingaan, en jy kan nie meer die gees van die Here ervaar nie, moet jy weet, ernstig is iets verkeerd. En as jy bid, en die Here begin nie stadig in jou gees met jou werk, of jou sê, om vir jou te wys waar jy verkeerd gegaan, of wat is verkeerd nie, of om jou daaraan te troos, of om jou opgewonde te maak nie, dan moet jy weet, daar's fout. Iets is verkeerd. En dis nie God wat verkeerd is nie, Tannie Letitia, dis 110% keer is dit ons wat weggestap het van die Here af. Of nie toegelaat het dat hy ons op die proef stel nie. Toe daai beproewing kom, toe sê ons, nee Here, nie vir my nie. Hierdie beproewing is nie myne nie. Die Here gaan jou op die proef stel. Hierdie laaste 3 manne is so op die proef gestel dat hulle dood gegaan het. Dit het hulle lewens gekos. En ek wil vir jou sê, ons staan in daai selfde deur. Dat as jy 'n man van God gaan wees, kan dit jou dood veroorsaak. Maar, Natasha, die Here het gesterwe sodat ons ook, hy het gesterwe en opgestaan, sodat ons ook kan opstaan al het ons gesterwe. En dis waarom ons aan hom vashou. Bo dit alles is hy ons skepper, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker. Hy sal nie iets oor jou bring wat jy nie kan hanteer nie. Die Here sal niks oor jou bring wat jou nie gaan vorm en jou gaan sterk maak, sodat jy 'n man van God kan wees nie. Sodat jy akkuraat kan wees. Sodat jy waardevol kan wees nie. Hierdie beproewings kom oor ons, want God laat dit toe. Hy is besig om met ons te werk. Wees jy maar net akkuraat, wees jy maar net getrou. Om elke dag op te staan en te sê, Here, ek het U nodig. Leer en lei my. En elke dag af te sluit en te sê, Here, dankie dat U my gevat het. Ek wil nou so, en miskien moet ek dalk dit nie eens noem nie. Jy weet, Natasha, ek het dit nou, deesdae 'n probleem met mense wat sê, kom ons bid gou. En Kali het 'n probleem gehad, Kali Kutse wat hier ook was en lank in my ander gemeente was. As jy vir hom sê, kom ons bid gou, dan sê hy, nee, as jy so ding soos gou bid nie.
Partykeer vra mense, kom ons bid gou-gou. Is dit om jouself jou gewete te troos, of is dit om die hand van die almagtige God in jou saak in te roep? Want Natasha, ek sou sê, daar's party mense wat nie die hand van God in hulle lewens wil hê nie. Hulle wil nie op die proef gestel word nie. Hulle wil nie leef volgens sy wil nie. Hulle wil net die Here aanroep, omdat dit vir hulle goed is. Omdat dit reg lyk. Kom ons leer om toe te laat dat wanneer die Here op my op die proef stel, om ons ore oop te maak en te sê, Here, wat's volgende? Wys my die oorwinning. Leer my om te wees wat U wil hê ek moet wees. Job was herstel gewees, Pastor Michael. En die Bybel verklaar dat hy ryker was as wat hy was. Moses het gesterf buite Jerusalem of buite die beloofde land, buite Israel. Maar die Here het hom gaan haal. Daniel, die leeu's het geryk en hom niks gedoen nie. Want hulle breakfast was hy nie gewees nie. Stefanus terwyl hy besig is om te sterf, hy sê, ek sien die hemel. Ek sien my God op die troon. Paulus weet ons nie, ons hoor dat hy ook vermoor is. Ons weet nie of hy sy laaste woorde gehad het nie, maar ek kan jou verseker, 2/3 van die Nuwe Testament, onder die salwing van die Heilige Gees deur hom geskryf. So ook Petrus. En ons sal hulle eendag ontmoet. En hulle sal sê, well done. Solank ons net getrou bly aan sy woord. Kom ons bid saam. Aba Vader, hier stel ons onsself beskikbaar om deur U op die proef gestel te word, Here. Want ons weet dat dit alles is binne in U plan. Dit is U wil, Here. Wys ons, Here, waar ons kan verbeter en hoe ons moet luister, Here. Wys ons waar ons verkeerd was, Here, sodat ons kan vernuwe, Here. Dat ons om verskoning kan vra en Vader, dat ons kan leef volgens U plan. Ons weet dat soos hierdie instrumente wat gemeet moet word, wat reggemaak moet word, Here, laat ons ook reg kan wees vir die wêreld. Vra ons ook, Here, dat U ons sal wys en ons sal leer aangaan onsself. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam.